So die volgende wat ons gaan doen is almal toetsgunstelinge. Maak seker julle kan hierdie doen. Alles kom uit ou vraestelle uit. So ons gaan net eers bietjie kyk na algemene oplossing. Dit is 'n deel wat eintlik nogal baie punte kan tel. Jy kry nie baie van hulle in vraestelle nie, maar die bietjie wat jy kry, moet jy regtig probeer om dit kan goed doen. Dit kan bietjie chaos lyk. So wat ek gaan doen het ek dit vir julle in verskillende kategorieë gaan opdeel, verskillende tipes. Dan weet 'n mens min of meer waarvoor jy kan kyk. So die eerste tipe is net die gewone maklike een. Dis die maklikste manier wat hulle hom vir jou kan vra. So wat hulle hier gedoen het, right, en ek gaan heeltyd in dieselfde klere werk, dat julle kan sien wat die patroon is met hierdie goed. Eerste sê hulle vir my, okay, bepaal die algemene oplossing. So wat jy gaan doen is jy gaan jou getalletjie alleen kry. So met ander woorde, ons weet my sin, kos en tan sien ek as 'n mens en dan my x is my maag. Dis want 'n mens het altyd 'n maag. So jy moet eers jou mens alleen kry. So ek vat altyd eers die losgoedjies oor. Dan kry ek 3 sin x is gelyk aan 1 en dan gaan deel ek met die 3 sodat ek my mens alleen kan kry. Okay. Nou wat jy gaan doen, hierdie volgordes is heeltemal dieselfde. Stap 1 is ek gaan kry my verwysingshoek. My verwysingshoek, jou reference angle, party mense skryf dit as iets anders. Ek skryf sommer my verwysingshoek neer. Okay. So nou wat ons gaan doen is jy gaan sê shift sin 1/3 en dan kry ek my verwysingshoek as 19,47 grade. Okay. Nou wat jy gaan doen, ek het aan my verwysingshoek, stap 2 gaan sê vir my, jy skryf daai maag elke keer nou 2 keer neer. So ek gaan skryf hierdie maag 2 keer neer. Laat jy onthou, jy het 2 verskillende kwadrante. Okay, dit gaan altyd so wees. Alright, dan wat ons gaan doen is, ons gaan gebruik my kaasdiagram. En ek gaan kyk, waar is my sin positief? Okay, sin is positief by die S en die A, en dan gebruik ek maar net my gewone kaasdiagram, hierdie enetjie is maar net mos nou maar theta, theta represent my verwysingshoek, so hierdie enetjie is net 19,47, en dan gaan sê jy plus K 360, dis 360 van sin en kos, se periode of die golflengte is 360 grade, en dan tan sin is 180 grade. En dan aan die onderkant gaan sit ek, my tweede kwadrant is, sy naam is 180 minus, en dan 19,47, en dan plus K maal met 360 grade, so dan sê ek net 180 minus daai enetjie, en dan is dit 160,528, so 0.53, plus K maal met 360 grade. Okay, en dan jou laaste stapie moet jy altyd net vir my gaan sê, K is 'n element van my heelgetalle. Ons gaan later by dit uitkom. Okay, so dis die eerste een. Dit is die maklike manier wat hulle dit vir my vra. Nog 'n maklike enetjie is maar net om te sê, okay, ek wil my mens alleen hê, so ek gaan eers my losgoedjies oorvat, so ek kry 3 tan x, boop 'n 4 is gelyk aan 1 minus 2, gee vir my 'n minus 1, dan gaan maal ek met my 4 aan daai kant, so ek kry 3 tan x is gelyk aan minus 4, en dan gaan deel ek met my 3, dan kry ek tan x is gelyk aan minus 4/3. Okay, so dit is my stap 1, is om jou mens alleen te kry. Nou wat jy gaan doen, ons altyd, heeltyd, jy gaan kry jou verwysingshoek. My verwysingshoek, dan sê ek net shift, tan, en onthou asseblief, jy mag nooit 'n minus saam met shift insit nie, dit is net, hierdie gaan net vir my sê in wat se kwadrant ek werk. So jy sê shift, tan, 4/3, net dit, okay? Dan kry ons hierdie ouetjie as 53,13 grade. Okay. Nou wat ons gedoen, heeltyd dieselfde, gaan skryf daai maagie 2 keer neer. Ek sê nommer 1, x is gelyk aan, en nommer 2, x is gelyk aan. Okay. As jy jou leerwerk goed ken, dan kan jy weet vir tan, hoef jy eintlik dit net 1 keer te doen. Hierdie sal voldoende wees as jy by tan, maar om veilig te wees, hulle mag dit nie vir verkeerd merk as jy altyd doen nie. So as jy bang jy maak 'n fout, gaan skryf en weet maar net jy skryf hom 2 keer neer, dan weet jy jy's veilig. Okay. So al wat hierdie dan nou vir my gaan sê, is ons gaan kyk waar is tan positief of negatief. In hierdie geval kan ons sien my tan is negatief,
Daarom weet ek gaan werk dan in die kwadrante S en C, dis wat dan negatief is. So die eerste enetjie is 180 grade minus, ons werk mos nou met my verwysingshoek, so dis 53,13 grade, en dan altyd plus K 360, alhoewel ons nou met tan werk, maak seker julle onthou daai enetjie, tan is altyd plus K 180. Okay. En dan die volgende enetjie is in my C kwadrant, so dan sy naam is 360 minus, my verwysingshoekie, en plus K maal met 180. En dan gaan check jy net hierdie gedeeltetjies in jou calculator in, 180 minus daai 53, gee vir my 126,87 grade, plus K 180, en dan die onderste een sê 360 minus 53,13, gee vir my 306,87 plus K 180. Okay, so hierdie is wat nou jou algemene oplossing is. Daai is jou twee algemene oplossings, en onthou asseblief om altyd te gaan sê, K is 'n element van my heelgetalle. Jy moet dit byskryf, so nie mag hulle vir jou 'n punt aftrek. Okay, so dit was die eerste tipe. Die tweede tipe wat ek wil hê jy voor moet gaan kyk, is wanneer daar 'n kwadraat is, of wanneer jy sien sommer, jy kan faktoriseer. So die go-to met dit is altyd, ek hou daarvan om te sê, as jy 'n kwadraat sien, dan dink jy dadelik aan faktorisering, en met faktorisering soek ek 'n 0 aan die een kant van my is gelyk aan. So het julle dit gesien, nou, hierso, by die maklike voorbeeld, daar was nie 'n kwadraat nie, ek het nie gaan faktoriseer nie, so ek het nie 'n 0 gesoek aan die een kant van die is gelyk aan nie, ek het soos 'n actual getal gesoek, sodat ek kan gaan werk met my verwysingshoek. Okay. In hierdie geval werk ons nou met my kwadraat. Ek dink faktorisering. Ek soek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. So die eerste ding van faktorisering wat mens altyd doen, is jy gaan kyk vir my algemene faktor. My algemene faktor in hierdie geval sal wees 2 sin x, en wat bly oor is 'n sin x minus 2. Okay. Nou wat ons gaan doen, dis 'n gewone of-sommetjie, dit sê vir my, as ek twee goed met mekaar maal, en my antwoord is 0, dan weet ek, hierdie dude is 0, of daai dude is 0, en dan gaan skryf jy dit neer. So in hierdie geval gaan jy werk met twee dele, jy gaan jou antwoord in twee dele opdeel. So my eerste vergelykingkie gaan vir my sê, 2 sin x is gelyk aan 0, of sin x minus 2 is gelyk aan 0. Okay, so dis die twee maniere hoe ons dan nou hierdie doen. So die eerste een, lekker maklik, is om te sê, kom ons werk eers met die tweede een, hy is super easy. Om dan te sê, okay, wel ek weet, sin x is gelyk aan 2, want nou werk ek weer net met een getalletjie. Dit beteken net soos 1 sin x, dit is nie kwadrate nie, dit beteken ek wil 'n verwysingshoek hê, so ek soek 'n getalletjie aan die ander kant van die is gelyk aan. En as jy gaan sê shift sin 2, dan gaan jy error kry. Rede hoekom dit gebeur, en hulle mag het vir jou vra, want as jy dink, sin hardloop net tussen 1 en minus 1. Ek gaan nêrens 'n gewone sin kry wat net tot by 2 is nie. Daar's niks plus en minusse by nie. So jy gaan skryf hierso vir hulle geen oplossing. En as hulle nou regtig vir jou vra, waarom kry mense dit nie, sal ek gaan sê, want my waardeversameling, so ek kan gaan sê, y is 'n element, net tussen minus 1 en 1. Of jy kan gaan sê, die maksimum waarde van sin x is net 1, hy gaan nooit tot by 2 nie. Okay, so dis so ek daai sal doen, so ek sal net gaan sê, my geen oplossing. Okay, nou kom ons by hierdie enetjie. Nou weet ek soek na my mens alleen, ek gaan deel met 'n 2, so ek kry sin x is gelyk aan 0. Daar's twee maniere om hierdie te doen. As jy jou leerwerk ken, dan kan jy gaan sien, okay, ek weet daar waar sin x 0 is, dis by 0 grade, en dan sit by 180 grade, en dan by 360 grade. So ek kan sommer al dadelik sien, dit gaan net elke 180 grade wees. So jy kan net gaan sê, my x is 180 grade, of 0 plus K 180, okay? Maar as jy nie jou leerwerk ken nie, kom ons kyk gou. Ek hou daarvan om by my reël te bly, is om te sê, ek gaan kry altyd eers my verwysingshoek, so ek sê shift sin 0, dan kry ek my verwysingshoek as 0. Nou wat jy gaan doen, selfs as nou, ons gaan skryf hierdie dude net 2 keer neer,
Dit sê vir my x is gelyk aan en 'n x is gelyk aan. Okay. So nou gaan ek kyk in my kaasdiagram. Ek hou daarvan om te sê 0 is positief. Positief want ons hou van wiskunde, dis so of 'n glas half vol tipe ding hierso. Dit sê vir my, okay, waar sin dan as ek sê 0 is positief, so waar sin positief is daar en daar. Jy kan die TNC ook gebruik, ons kom by dieselfde uit. So dan skryf ek dit nou net en dan kan ek gaan sê, okay, so x, daar is hy net soos 0 plus k maal met 360 grade en dan hierdie enetjie is 180 minus my 0 grade plus k maal met 360. Ons gebruik weer 360 omrede ons met sin of 'n kos werk. En dan kry ek my finale antwoord om te sê, wel, so x is gelyk aan 0 plus k 360 en dan die ander een gee vir my x is gelyk aan 180 minus 0, so 180 plus k maal met 360 grade. Okay, en daar is my twee algemene oplossings. So, hierdie een het twee antwoorde en in hierdie geval het hierdie ouetjie nou net geen oplossing. Volgende enetjie. Nommer 2. Nou hierdie is alles baie mooi uiteengesit vir julle in die opsommings. Ek sê dan hierso, okay, wel ek kan sien, great, ek het 'n kwadraat. Kwadraat, ek dink dadelik aan faktorisering. Dit sê vir my, alright, ek gaan 10 en eers kyk vir 'n algemene faktor en ek weet ek soek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. So in hierdie geval het ek 'n pragtige cos theta wat my algemene faktor is. Wat oorbly is 1 plus 3 cos theta. Okay, so hier het ons nou weer twee antwoorde. Eerste enetjie gaan nou vir my sê, okay, so cos theta is gelyk aan 0 of 1 plus 3 cos theta is gelyk aan 0. Okay, so kom ons chat gou eers oor die eerste enetjie. Hierdie enetjie lekker maklik. Ek hou by my reëls. Ek kry altyd eers my verwysingshoek om te sê dan shift cos 0, dan kry ek my verwysingshoek as 90 grade. Dan hou ek by my reël. My reël sê vir my ek skryf hierdie twee keer neer, so ek gaan sê theta is gelyk aan en theta is gelyk aan. Okay. So nou kyk ek op my kaasdiagram. Dink julle behoort nou min of meer die patroontjie hier te sien, dis heeltyd dieselfde ding. Soos ek gesê het, ek hou daarvan om te werk aan met 0 as 'n positief, so ek kan gaan sê waar my cos positief is. Cos is positief by A en by C. So die A kwadrant is net 'n gewone 0 plus, of dan 90 plus k maal met 360 grade, en dan my C is 360 minus my verwysingshoek, wat dan 90 plus k maal met 360 grade. En dan kry ek my antwoord om net te sê, hierdie een is net 90 plus k 360 en die ander enetjie theta is 270 plus k 360 en onthou skryf altyd vir my neer k as 'n element van my heelgetalle. Okay. So ek gaan nie die heeltyd al hierdie stappies doen nie. Die moeilikste gedeelte, daar is my antwoorde. Die moeilikste gedeelte vir die algemene oplossing is om by hierdie te kom. Sodra ek my twee antwoorde het, dan van daar af is dit heeltyd presies dieselfde ding. Okay. So, volgende enetjie gee vir my, okay, hulle het, dis weer 'n tipe 2, so met ander woorde, jy kyk altyd eers vir 'n algemene oplossing. Hierdie een het so 'n bietjie van 'n catch ook. Okay, kom ons kyk gou. Eerste wat ek gaan doen, ek sien ek het 'n algemene oplossing wat ek gaan kan kry. So dadelik dink ek, okay, ek wil graag 'n 0 hê aan die een kant van die is gelyk aan. So ek gaan my cos x aan die ander kant skryf. So kyk altyd eers vir die algemene oplossing. Asseblief moenie vir my gaan deel met 'n cos nie, want dan beteken dit jy gooi 'n hele oplossing weg. Ons mag nie dit gaan doen nie. Okay? So dis hoe ek hom gaan skryf. Dan kry ek my algemene oplossing, wat dan vir my, my algemene faktor is 'n cos x. So my cos x is my algemene faktor, wat oorbly is wortel 2 sin x minus 1. Okay, en dan van hier af is dit nou weer presies dieselfde. Eerste enetjie gaan skryf ons hom nou, dit sê vir my wel, cos x is gelyk aan 0, of
daai dude is gelyk aan 0. So of die wortel 2 sin x minus 1 is gelyk aan 0. Presies dieselfde. Hierdie cos x is gelyk aan 0, het ons aan die vorige kant gedoen, daar is hy. En dan, so ons gaan, jy doen net daai weer presies dieselfde, jy kry 'n verwysingshoek, gebruik jou kaasdiagram, en dan gaan skryf ek my hoekie 2 keer neer. Ok, so jy kan dit, dis net die vorige voorbeeld. In hierdie geval wat ons gaan doen, ook presies dieselfde, jy kry eers jou mens alleen, so ek sal hom gaan kry, sin x is 1 bo op wortel 2. Van hier af weer eens heeltyd dieselfde, julle sal sien, dan sê hy shift sin 1 op wortel 2, dan kry ek my verwysingshoek as 'n pragtige 45 grade. Ok, en nou hou ons net weer by my reëls. Jy skryf jou kaasdiagram. Ek kyk, waar is die sin? Positief. Sin is positief by S en by A, en dan wat jy doen is jy gaan skryf daai hoekie 2 keer neer. So ek gaan skryf my x, die eerste kwadrant is net 'n gewone een, so dis net 'n gewone 45 plus k maal met 360 grade, en die onderste enetjie is 180 minus 45 plus k maal met 360 grade, dan vereenvoudig jy daai, 180 minus 45 gee vir jou 135, so dan weet ek in hierdie geval kan ek sê x is gelyk aan 135 plus k maal met 360 grade, en dan moet jy sê k is 'n element van my heelgetalle. So my twee algemene oplossings is daai een en daai. Dit is my antwoord. Ok, en natuurlik nou die linkerkant dan ook. Alright, volgende. Nou kyk ons hier na tipe 3. Tipe 3 is wanneer dit nie noodwendig 'n obvious algemene oplossing is nie, maar wat jy dalk ietsie moet gaan verander. Ok, so daar's 'n klomp maniere om hierdie te doen. So die basic ding wat ek nogal van hou om te doen is om te sê, ok, ek hou daarvan om te gaan sê, ek werk of met appels of met pere. So jy kan sien hier, daar is nie 'n algemene oplossing nie. Ek werk met koskwadrate en met 'n sin x. So daai help my nou nie regtig veel nie. So wat ek ervan hou om te doen is om te sê, ok, ek gaan hierdie koskwadraat gaan ek dan in 'n sinkwadraat verander, want jy het mos identiteite, ok? So, die identiteite wat jy nodig het, ons weet mos, sinkwadraat plus koskwadraat is gelyk aan 1, ons weet dit mos. So dit sê vir my, ek kan gaan sê, ok, as ek sinkwadraat 'n bietjie anders wil skryf, kan ek hom gaan skryf as 1 minus koskwadraat, en aan die ander kant is koskwadraat kan ek gaan skryf as 'n 1 minus sinkwadraat. Onthou, hierdie is ook baie mooi in julle opsommings uiteengesit. Ok, so dit is die goed wat ek kan dink om mee te werk. So die eerste een gee vir my so, ok, ek sien 'n kwadraat, dadelik dink ek faktorisering, kyk vir 'n algemene faktor. Ek het nie 'n algemene faktor hier nie. Op hierdie stadium het ek ook nie 'n verskil van twee vierkante nie. En ek dink dan, ok, kom ek kyk vir 3 term, want ek weet dis faktorisering, so ek weet ek gaan 'n 0 aan my eenkant van die is gelyk aan soek, so ek weet ek gaan my 4 moet oorvat. So wat ek eers gaan doen, is ek gaan hierdie koskwadraat 'n bietjie anders skryf. Ek gaan hom skryf as 1 minus 'n sinkwadraat x, sodat ek met 'n klomp sinne kan werk, plus 5 sin x, minus 4, en dit is gelyk aan 0. Ok, nou wat ons gaan doen, ons gaan maal net 'n klomp hakkies uit. Onthou asseblief hierdie 2 moet gaan inmaal. So ek kry hom as 2 minus 2 sin kwadraat x plus 5 sin x minus 4 is gelyk aan 0. Nou het ek appels en pere wat ek by mekaar kan tel. Ek kry dan 'n minus 2 sin kwadraat x plus 5 sin x. En dan minus 4 plus 2 gee vir my 'n minus 2, en dit is gelyk aan 0. Ok, hier ek hou regtig nie van 'n minus 2 sin kwadraat nie, so daar gaan deel ek met 'n minus, so dan kry ek hom as 2 sin kwadraat x minus 5 sin x plus 2, en dit is gelyk aan 0. Ok, nou het ek actually 'n 3 term om mee te gaan werk.
So, wat ons hier gaan doen, as jy vergeet het hoe om te faktoriseer, is jy welkom om weer die video's te gaan kyk, of die opsommings vir faktorisering. Ander manier is, julle het mos nou al 'n kwadratiese formule. So, jy kan jou kwadratiese formule gaan gebruik om te sê, my waarde vir A is 2, my waarde vir B is -5, en dan my waarde vir C is weer 'n 2. Okay, so jy kan dit actually so gaan doen, of julle met die fancy calculators kan gaan sê mod 53. Right, wanneer jy dit doen, maak seker jy onthou net om te sê, ek sê nie werk jy nou met x nie, maar jy sê jou antwoord vir sin x is dit of is dat. Okay, so wat ek gaan doen, ek gaan hom net gewone gaan faktoriseer, indien jy vergeet het hoe dit met die hakkies werk. So wat jy gaan doen, ek gaan skryf dadelik my 2 hakkies neer, ek weet dit is 'n 3 term. Ek weet in die begin van elke hakkie gaan dit staan 'n sin x en 'n sin x. Okay, en dan moet ek dit my faktore gaan kry. So my faktore van die 2, hulle maak hierdie gewoonlik daarom nie vir julle baie moeilik, die faktorisering nie. So ek het 'n 1 en 'n 2, en die kant het ek 'n 1 en 'n 2, en dan moet jy mos nou maal en deel, sodat jy kan plus en minus om by 5 uit te kom. So ek kan gaan sien, okay, wel, 2 maal met 1 is 2, en 2 het geef my 4, so nee, dit help my nie, maar ek kan hom so vat. So dan kry ek 'n 1, ek kry 'n 4, dit gee vir my wel 5. Okay, mag gaan kyk weer die video oor faktorisering. Dit sê vir my aan die sin se kant het ek 'n 1 en 'n 2, ek het 'n 1 en ek het 'n 2, en die 1 vat hande met 'n 1. 1 vat hande met 'n 1, onthou julle in my armpies loop binne, buite, buite. Die 1 vat hande met 'n 1, en my 2 vat hande met 'n 2. Okay, en dan sê my rympie, die tekens is dieselfde, al twee kry 'n minus, en daar's my faktorisering. As jy gaan mod 53 het, of jy het om in jou kwadratiese formule gaan insit, gaan ons by presies dieselfde uitkom. Nou wat hierdie vir my sê is, sin x minus 2 is gelyk aan 0, of 2 sin x minus 1 is gelyk aan 0. Hierdie enetjie is om te sê, sin x is gelyk aan 2. As jy gaan dit sê shift, gaan jy geen oplossing kry. Ons het nou gewys hoekom. Oordat my amplitude, ofwel my maksimum waarde is, gaan net tot by 1, en my waardeversameling vir sin is tussen 1 en -1. Hierdie geval gaan ek 'n actual vergelykingkie kry om met te werk, is om te sê, sin x is gelyk aan 1 op 2. En nou as julle sien, dis heeltyd dieselfde stappe, is om te sê, ek kry my verwysingshoek, my verwysingshoek shift sin 1/2 gaan vir my 30 grade gee. Nou gaan skryf ek daai uitjie 2 keer neer, en ek gaan gebruik my cast diagram. Okay, julle het nou al gesien hoe om dit te doen, so ek gaan dan die hele tyd met dit mors nie, en dan het jy jou 2 antwoorde daar. Okay, right, volgende enetjie, is om te sê, okay, in hierdie geval, wel, ons het, dis baie dieselfde as wat ons nou net gedoen het, so ons gaan net tot by die of-gedeeltetjie kom, dan is dit maklik van daar af. Om te sê, okay, my sin kwadraat, ek kan hom gaan verander, want ek werk op hierdie stadium met appels en pere. Ek wil met appels en appels, of pere en pere werk. So ek kan hierdie 6 chill daar uit, my sin kwadraat kan ek gaan skryf as 1 minus cos kwadraat x, plus my cos x, vat my 4 oor, want ek weet ek gaan wil faktoriseer, so ek weet ek wil met 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan werk. Nou wat ons gaan doen, ons gaan maal die hakkies in, en dan kry ek 6 minus 6 cos kwadraat x, plus 'n cos x minus 4 is gelyk aan 0. Ons gaan tel appels en pere by mekaar, ek gaan sê my 6 minus 4, so hierdie enetjie word net so oorgeskryf, maar 6 minus 4, en dan vir my 'n 2, en dan hou ek nie van die negatief nie, so ek sal dan net met my minus gaan deel, wat vir my dan gee 6 cos kwadraat x minus cos x minus 2 is gelyk aan 0. Right, so in hierdie geval kan jy weer die kwadratiese formule gaan gebruik, om te sê, dit is my waarde vir A, minus 1 is my waarde vir B, of dis my waarde vir C. Of jy kan natuurlik gaan mod 53 en dan gaan jy ook jou antwoorde kry. Of as jy wil gaan faktoriseer met jou hakkies, dis ook fyn, ek gaan dit doen. Net dat jy kan sien hoe dit werk.
So ek weet ek gaan 'n cos x hê aan die begin van elke hakie. Okay. Nou wat jy gaan doen is jy gaan vat hierdie faktore van 6 en 2 en dit moet saam vir my somehow 'n 1 gee. Okay. So ons sê die faktore van 6 is 1 en 6, 'n 2 en 'n 3. Soos ek sê, ek verduidelik hierdie baie stadiger in die video's vir faktorisering. Die faktore vir 2 is net soos 1 en 2. Dan moet hulle maal en deel in plus en minus om by 'n minus 1 uit te kom. So ek kan gaan sien 6 maal met 2 is 12 en 1, nee, dit gaan nie vir my minus 1 gee nie. 'n 6 en 'n 2, ek gaan nie vir my dit gee nie. Nou kyk ek, 'n 2 en 'n 1 en 'n 3 en so, daai gee vir my 2 en dit is 6, dit gee nie vir my 1 nie. So ons kyk 4 en 3. Okay, daai gee vir my, want 3 maal met 1 is 3, 2 maal met 2 is 4. Dit kan ek actually plus en minus om by 'n minus 1 uit te kom. Mooi, so ek het my faktore. Nou moet ek dit net gaan skryf. So aan die koste kant het ek 'n 2 en 'n 3 gebruik. So ek gaan skryf my 2 en my 3 by die kos. My 2 het hande gevat met 'n 2, en dan my arms loop binne, buite, buite. En die 3 het hande gevat met 'n 1. Daar is hy. Nou weet ek, okay, wel 1 maal met 3 is 3 en 2 maal met 2 is 4. My rympie van faktorisering gaan sê vir my tekens verskil, die grootste een kry die minus. Dit sê vir my, die grootste enetjie is die 4. Die 4 is die boonste / die buitenste een, so hy moet die minus kry, daar is die plus. So ek sê, gaan kyk maar net weer faktorisering as jy vashak. En nou is dit weer lekker maklik, en al wat jy nou gaan skryf is 2 cos x plus 1 is gelyk aan 0, of 3 cos x minus 2 is gelyk aan 0, en daaruit gaan ek 2 oplossings sê. Die eerste enetjie gaan vir my gee cos x is gelyk aan negatief 1 op 2, en die tweede een gaan gee vir my cos x is gelyk aan 2 op 3. So die van julle wat dit in jou calculator net wil gaan intik, of met jou kwadratiese formule, jy gaan by dieselfde uitkom. Onthou net om nie vir my te sê x is 2 op 3 nie, jy werk dan met 'n cos x is 2 op 3 of cos x is minus 'n half. Okay, van hier af is dit nou weer dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het. Jy gaan kry my verwysingshoek, onthou jy mag nooit 'n shift en minus insit nie. My verwysingshoek hier gaan 60 grade wees, jy sê shift cos 'n half, jy kry 60 grade. Dan gaan gebruik ek my cos diagram, om te gaan kyk is cos positief of negatief. Hy is negatief, daar en daar. Ek gaan hier net hierdie enetjie doen. Nou wat ek gaan doen, soos nog die hele tyd, ek gaan skryf hierdie x 2 keer neer. En dan gaan werk ek met daai kwadrant, daai en sê vir my 180 minus my verwysingshoek, en dan natuurlik plus K360, so wat net hierdie weg. En dan die volgende een was in my t-kwadrant, so dit is 180 plus 60, plus K360, en dan gaan gooi jy dit nou net in jou calculator in, dan kry ek 120, plus K360, en x is gelyk aan 240 plus K360, en onthou jy moet vir my gaan sê K is 'n element van my heelgetalle. So dit wat jy hier gedoen het, moet jy vir my ook aan hierdie kant doen. Jy moet dit weer hê daar. Okay. En dan is hy klaar. So ek soek nou nog daai gedeelte kies. Okay, maar julle weet nou hoe om dit te doen. Gaan enetjie. Dit is maar net 'n ander manier waarop hulle dit vir my vra. Dis ook tipe 3, so kom ons kyk gou net. Dit sê vir my wel, die eerste ding wat ek sien is, ek werk hier met 'n sin en 'n kos. En aan hierdie kant het ek 'n sin. So, wil ek hom as 'n sin kwadraat hou, of wil ek werk met 'n kos kwadraat? So, as die tweeetjies so vasgeplak is aan mekaar, dis bietjie triekie. So, kom ons kyk gou net. As jy gedink het om eers 'n algemene faktor uit te haal, dan gaan jy sien ons gaan so bietjie stak wees. My algemene faktor hier is 'n sin x, en wat oorbly, as ek my 1 daai kant toe vat, dan, ek gaan net soos met 'n klomp goed sit, wat ek niks van hou nie. So,
ek gaan nie 'n algemene faktor kan vat nie. Jy sal, as jy dink om dit te doen, jy sal soos in stap 1 sal jy al stak raak. Okay, so wat ek gaan doen nou hierso, is ek gaan verander dit. Jy sal sien, ons iets om te verander, hulle sal gewoonlik dan vir jou 'n getalletjie 1 gee. Want dit help nie ek verander hom na 'n koskwadraat nie. Dit gaan my nie help nie, want dan sit ek met 'n koskwadraat, maar ek het nog steeds daai sin. So ek het nog steeds nie 'n algemene faktor of iets nie. So dan wat jy doen, so hierdie is iets om vooruit te kyk. Gaan kyk vir daai plus 1. Kyk of jy hom kan gaan skryf. Ek kan hom gaan skryf as 'n sin kwadraat x minus 3 sin x cos x plus, en dan hierdie 1, as hier nou 'n minus was, onthou asseblief om dit in hakkies te gaan sit. Maar hierdie 1 kan ek gaan skryf as 'n sin kwadraat plus cos kwadraat. Want kyk, dit gee nou vir my actually sin kwadraat en 'n cos kwadraat, want my middelste termpie sê vir my, ek moet met 'n sin en 'n cos werk. So dis een van die moeiliker maniere. Nou tel ek dit my appels en pere bymekaar, daai tweeetjies tel ek bymekaar. So ek gaan sit hom in hierdie geval as 'n 2 sin kwadraat x. Ek het nog steeds minus 3 sin x cos x. En dan plus cos kwadraat x. Okay. Nou wat jy gaan doen, nou is dit 'n pragtige faktoriseringsommetjie. Ek gaan maak my 2 hakies. Right, aan die begin van elke hakie kan ek gaan sien, gaan ek moet 'n sin x skryf. En aan die agterkant van elke hakie gaan ek 'n cos x moet skryf. Want ek weet ek gaan moet sê eventually sin maal sin gaan vir my 'n sin kwadraat gee en 'n cos maal met 'n cos gaan vir my 'n cos kwadraat gee en dis waar daai getalletjies of daai lettertjies vandaan kom. En dan is my faktorisering eintlik baie maklik. Ek gaan sit, my sin het letterlik net 'n 1 en 'n 2, 'n 2 en 'n 1 en hierdie enetjie het net 'n 1 en 'n 1. So, dis al. En dan my tekens is dieselfde, al twee kry 'n minus. Okay. Nou wat ons gaan doen hierso, nou sê dit vir my, okay, so ek weet 2 sin x minus 'n cos x is gelyk aan 0, of 'n sin x minus cos x is gelyk aan 0. Okay. So hierdie raak so half aan tipe 4. Wat gebeur wanneer ons dit nou het, né? Is om te sê, okay, kom ons chat gou. Ek het 'n 2 sin x en 'n cos x. Ek het nie 'n algemene faktor nie, ek het nie 'n kwadraat wat ek kan gaan verander nie, I'm pretty much stuck. So wanneer dit gebeur, is dit 'n baie spesifieke reël, né? Jy gaan werk met 1 sin x en 'n cos x. Jy gaan dit sommer sien. So wat ek van hou om dan te doen, is om te sê, okay, dit is chaos dan hierso. So, ons gaan nice wees. Wat jy dan gaan doen, né, is jy gaan deel jou kos. Ons is baie mededeelsaam dan, ons is deel ons kos, so jy gaan deel met 'n cos x. So, ek het nou net hierdie cos x oorgevat. So, wat jy doen, is jy gaan deel met 'n cos x. Moet ek hierdie kant gaan deel met 'n cos x, en jy moet daai kant gaan deel met 'n cos x. Dit gebeur net wanneer jy 'n sin en 'n cos het met niks anders nie. En die tweetjies is mooi geskei van mekaar. Dan kry ek 'n pragtige antwoord om te sê sin x op cos x gee vir my 'n tan x. En aan hierdie kant kry ek 'n beautiful 1. Okay. En nou het ek actually 'n vergelyking om mee te werk. Nou kan ek gaan sê, okay, tan x is gelyk aan 1 op 2. En nou kan ek begin met my algemene oplossing. Nou is dit dieselfde stappe. Ek kry my verwysingshoek, jy druk shift tan 'n half in, en dan kry ek 'n aaklige 26,57 grade. Dan gaan kyk ek op my kaasdiagram, om te kyk waar is tan positief. Tan is positief by A en by T. Onthou met tan kan jy tegnies net een keer skryf, maar om veilig te wees, gaan doen maar al twee. En dan wat jy gaan doen, is jy gaan skryf jou x nou 2 keer neer. Okay. So hierdie is nog die heeltyd dieselfde. Julle behoort al 'n patroontjie lekker te sien nou. Om te sê, okay, wel die eerste een is net my gewone theta. So dit is 26,57 plus k, onthou ons werk met tan, so dis 180 grade. En dan die ander enetjie is 180 plus, want dit is nou daai kwadrant, 180 plus die 26,57 en dit alles plus k maal met 180 grade.
En dan al wat ek gaan doen, gaan gooi daar in jou calculator in en dan kry ek my x as 206,57 plus k maal met 180 grade. En daar is my algemene oplossings. Okay. Nou kyk ons na die ander kant, ons mag nie van ons ander helfte vergeet nie. Hier werk het weer dieselfde, om te sê ek sien ek het 'n sin en 'n kos, dis chaos, so wat ons gaan doen, ons gaan nice wees en ons gaan ons kos deel. So ek hou daarvan om my goedjies te skei van mekaar, en dan sê ek gaan deel met 'n kos. En dan wat jy kry, sin op kos, geef my pragtige tan x, is gelyk aan 1. Okay, en dan van hier af is dit nou weer super maklik. Al wat jy gaan doen is jy kry jou verwysingshoek. Jy gaan sê shift tan 1 en dan kry ek 'n mooi 45 grade. En dan van daar af kyk ek in my kaasdiagram. Ek weet tan is positief. Hy is positief daar en dan kry ek my x en my x, jy gaan skryf hulle weer 2 keer neer. Die eerste enetjie is net 'n gewone enetjie, so 45 plus k maal met 180 grade, en die ander een is 180 plus my verwysingshoek, plus k maal met 180 grade. En dan check ek dit in my calculator in, dan kry ek 225 plus k maal met 180 grade, en dan altyd k is 'n element van my heelgetalle. So hier is nou my algemene oplossings. Okay, so hy het 4 antwoorde hierdie som. Sjoe. Alright. Nou, tipe 4. Kom ons chat gou oor hierdie enetjie. Tipe 4 is bietjie ietsie anderster. Dit sê maar net vir my, en julle hierdie werk heeltyd dieselfde. Ons hou nogal van dit in 'n vraestel, so maak seker graad 11s en 12s moet hierdie ouetjie baie goed kan doen. So op hierdie stadium het ek 'n kos en ek het 'n sin, en hierdie twee is nie dieselfde nie. As hierdie ook 'n kos was, kom ons maak hom ook 'n kos, dan is dit super maklik. Dan sê dit vir my, okay, wel ek het 'n kos en 'n kos, great, so dit sê vir my as ek 'n kos van iets het, is dit 'n kos van die ander iets, dan beteken dat daai twee goed moet mos nou dieselfde wees. So, wat jy dan gaan doen, is, ons gaan hom eers doen met 'n kos. Dit sê vir my, hierdie ouetjie is my verwysingshoek, so dit werk, my reëls bly dieselfde, my stappe. Jy kry 'n verwysingshoek, in hierdie geval is dit die theta plus 50. Okay, dit is my verwysingshoek. Dan gaan kyk ek op my kaasdiagram. Ek kan gaan sien, okay, my kos is positief. Positief is kos daar en daar. Nou wat jy gaan doen, weer eens my reëls sê, jy skryf hierdie dude aan die binnekant, die maag, 2 keer neer. So dit is 20 grade plus theta bo op 3 en 20 plus theta bo op 3. Onthou om hom 2 keer neer te gaan skryf. En al wat jy dan gaan doen is jy gaan gebruik jou kaasdiagram. Dit sê vir my, okay, die eerste enetjie is net soos my verwysingshoek, dis net plus. So dit is theta plus 50 plus k maal met 360 grade. En dan die ander enetjie gee vir my 360 minus en dan 'n hakkie theta plus 50 plus k maal met 360 grade. Okay, en dan in hierdie geval, dan gaan ons nou net vir theta alleen kry. Okay, maar dit was nie die sommetjie wat hulle vir ons gegee het nie, so ek sal nou vir julle wys hoe werk 'n mens met die breek. Right, maar dit is die stappe. Nou, my som sê spesifiek vir my, okay, wel ons werk nou met 'n kos en 'n sin, so die twee is nie dieselfde nie. So wat ek van hou om te doen, is om te gaan sê, ek hou daarvan om met my linkerkant te verander. Ek los hom net eers daar. Jy weet mos met kofunksies, as ek vir jou ietsie gee, soos om te sê sin 90 minus something, weet ek mos my antwoord is die kos van daai something. So, sin 90 minus iets is kos van iets, en dan die vice versa, kos 90 minus iets is ook die sin van daai 90 minus iets. Kos 90 minus iets is die sin van daai iets. Okay, so ons gebruik pretty much my kofunksies nou. Dit sê vir my wel, okay, ek wil gaan werk met hierdie gedeeltetjie. Ek
ek wil hom nou graag 'n kos maak, want hierdie kant werk ek met 'n kos, so as ek hom 'n kos kan maak, dan kan ek actually doen wat ek nou gedoen het, dan gaan ons hom so kan vat. Okay, so dit sê vir my, ons vat hom en ons sê, okay, ek gaan noem hierdie ouetjie 'n kos, en om hom 'n kos te maak, dit is heeltyd dieselfde, gaan sê ek net dis 90 minus wat ook al daar staan, die theta plus 50. Die rede hoekom ons dit kan doen, want ons weet, cos 90 minus something is dieselfde as die sin van die something. Ons het dit nou net gesê met ons kofunksies. So dis hoekom ons dit mag doen. So dit is maar heeltyd dieselfde, jy doen dit elke keer, is presies dieselfde. Nou kan ek gaan sien, okay, at least werk ek nou al met 2 kosse, dit help my. So die linkerkantste kos chill nog net eers daar uit. Ek gaan skryf hom nog net as my 20 plus theta bo op 3. Laat ek die regterkant het eers 'n bietjie kan vereenvoudig. Hierdie kant kan ek gaan skryf as 'n kos, ek gaan sê 90, maal my minus in, minus theta minus 50. En daai gee dan vir my 'n kos van 90 minus 50, dit gee vir my 40 minus theta. Okay, en nou het ek actually iets om mee te werk. Nou kan ek gaan sê, alright, ek werk nou met 2 kosse, so dit beteken as ek sê die kos van iets, is dieselfde as die kos van iets anders, dan moet hierdie 2 mos presies dieselfde wees. So dis hoekom ek my vergelykings kan gebruik. Dit sê vir my, okay, my stappe bly nog steeds dieselfde. Gaan kry my verwysingshoek, hierdie is nou my verwysingshoek. Jy gaan kyk op jou CAS-diagram, om te sê, okay, ek wil weet waar is my kos positief, my kos is positief, daar en daar. Nou gaan skryf ek hierdie, dude, my maag 2 keer neer, nog steeds soos wat ons die hele tyd het. Dis hoekom ek vir julle rympie leer om te sê, weet jy moet hom 2 keer gaan neerskryf, laat jy dit nie vergeet van die tweede enetjie nie. Okay, en dan kan ek begin met my algemene oplossing. Right, so die eerste een is in my A-kwadrant, so dis net soos my gewone dude, so ek skryf hom net as 40 minus theta, en dit alles plus k maal my 360 grade, want jy werk met 'n kos, sin en kos se periode is 360. In die onderkant gaan skryf ek hom as 'n 360 minus, en onthou asseblief jou hakkie, minus my verwysingshoek wat 40 minus theta is, en dit alles plus k 360. Okay, dis tot waar ons nou gekom het. So nou moet jy hom regtig net gaan vereenvoudig. So ek hou daarvan om my theta eers alleen te kry, so ek sal gaan sê, okay, my theta op 3 chill daar uit, ons skryf dit in 'n ander kleur. So ek sal gaan sê hierso my theta op 3, en dan kry ek my thetas aan die een kant van die is gelyk aan, so ek sien hierdie kant het ek ook 'n theta, so ek sal hom oorvat om te sê plus theta, en dan kry ek 40, ek vat my 20 oor, so 40 minus 20, gee vir my 20, plus k maal my 360 grade, en dan as jy onthou, so nie gaan kyk vir die video's van calculus, maar dit sê net vir my hierso, as my theta aan die bokant staan, ek hou daarvan om hom dan te gaan skryf aan die regterkant. Ons weet as iets aan die bokant staan, kan jy hom net sowel aan die regterkant sit. Hierdie 2 beteken presies dieselfde. So dan kan ek actually gaan sê, okay, wel 1 op 3 theta plus 1 theta, en dan gaan ek my antwoord kry. Of wat jy kan doen, wat ek meer van hou, is om te sê, wel ek gaan maal regdeur met my KGV. My KGV in hierdie geval is 3. So ek gaan hom kry as theta plus 3 theta is gelyk aan 20 maal met 3 is 60 plus k maal met, nou hierdie is belangrik, jy gaan nou sê 360 maal met 3. Jy moet hom regdeur gaan maal, so dan kry ek 1080. Ek kom vereenvoudig, so dit sê vir my, okay, wel theta plus 3 theta gee vir my 4 theta. Dit gee vir my 60 grade plus k maal met 1080, en dan gaan deel ek net met my 4, dan kry ek theta, 60 gedeeld deur 4 gee vir my 15 grade, plus k maal met 270 grade, en dit was my eerste een. Die tweede enetjie sê dan vir my, okay,
Nou, ons doen nou presies dieselfde hier. So my 20 chill daar uit, my theta plus 3 chill daar uit, so ek gaan net eers vereenvoudig om te sê minus 40 plus theta plus k 360. Ek het nou net my minus gaan inmaal. Nou moet ek net vereenvoudig. So my theta sit ek aan die een kant van die is gelyk aan, so daar staan theta op 3 minus theta, want ek vat hom nou oor, is gelyk aan 360 minus 40. So ek sê 360 minus 40 minus my 20 gee vir my 'n 300 en dit alles plus k 360 grade. Nou ek hou daarvan om te gaan maal met my KGV wat weer eens 'n 3 is. So ek sê theta minus 3 theta gee vir my 900 plus k maal met 1080. En dan theta minus 3 theta gee vir my negatief 2 theta. En dit gee nog steeds vir my 900 plus k maal met 1080. En dan gaan deel ek net met my negatief 2. So dan kry ek theta is gelyk aan negatief 450 minus k maal met 1080 gedeel deur 2 minus k maal met 540 grade. Alright, en dis hoe ons hierdie gaan doen. Dan het ek nou 2 antwoorde. Daar is my theta en my theta en dis hoe ons dit sal doen. Ek het hierdie wel nou so 'n bietjie uit my duim uit gaan suig, laat ek vir julle net 'n bietjie moeiliker voorbeeld kon wys, maar dit is min dat daar so tipe iets is wat jy met 'n minus moet gaan deel. Okay. Die volgende een kan ons gaan kyk hierso. Wel, ek het weer 'n sin en 'n kos. Sien, kyk gou die verskil hier. Ek kan nie gaan deel met 'n kos nie, want as ek gaan deel met 'n kos, moet ek gaan deel met 'n kos theta minus 40 en dis nie dieselfde ding. Ek kan nie dan gaan sê gaan deel kos daar en dan het ek 'n tannie. Dit werk nie so nie, want my hoekie is nie dieselfde nie. So wat jy nou doen, selfs as nou dis daai tipe 4, is om te sê, okay, wel aan die linkerkant werk ek met 'n sin. En die kos gaan maak ek nou 'n sin. So dan sit ek hom as 'n sin, 'n 90 minus daai something. Onthou, want ek weet 'n sin 90 minus something is dieselfde as die kos van daai something. Daarom weet ek mag hierdie actually doen. Okay. Nou gaan ons net vereenvoudig. Dan kry ek 'n sin 5 theta is gelyk aan 'n sin, ek maal net my minus in, 90 minus theta plus 40. En dit gee vir my 'n sin 5 theta is gelyk aan 'n sin van 90 plus 40 is 130 minus theta. Okay, nou het ek actually iets. Ek het 'n sin van something en 'n sin van something, so nou kan ek gaan werk met dit. Right, so dit sê vir my, ek hou net by my reëls. Hierdie, weet ek, is my verwysingshoek. Ons gaan werk met my kaasdiagram om te gaan sê, wel, sin is positief. As daar 'n minus was, sou jy daar gaan werk het. In hierdie geval is dit positief. So dan gaan skryf ek hierdie ouetjie 2 keer neer en die tweede keer. Jy het hom nou net gaan 2 keer neerskryf. So my eerste kwadrant is die A, so dis net 'n gewone 130 minus theta plus k 360 en ons gaan hom vereenvoudig deur te sê, okay, 5 theta plus 'n theta is 130 plus k 360. So dit gee vir my 6 theta is 130 plus k 360 en dan gaan deel ek met 'n 6, so ek sê 130 gedeel deur 'n 6 is 'n aardige 21,67 plus k 360 gedeel deur 6 plus k maal met 60 grade. En dan aan die onderkant gaan sit ek 5 theta. Onthou nou werk ons in die S kwadrant, so dit is 180 minus, onthou jou hakkie, 130 minus theta en dit alles plus k 360. En nou is dit weer dieselfde. Nou gaan kyk ons net vereenvoudig. 5 theta is gelyk aan 180 minus 130
plus theta plus k 360 grade. Kry my theta's aan die een kant, so 5 theta minus 1 theta, gee vir my 4 theta, en as ek in my calculator gaan tik, 180 minus 130, dan kry ek 50 grade, so ons sê 50 plus k mal met 360 grade. En dan, altyd, dan gaan deel ek nou met my 4, dan kry ek theta is 50 gedeel deur 4, gee vir my 12,5, jy kan om 50 op 4 oplos as jy wil, maar ek kry mooi 12,5 en 360 gedeel deur 4 is 90. So plus k mal met 90 grade. En dan altyd aan die einde, k is 'n element van my heelgetalle. En dis hoe 'n mens hierdie soort doen. Soos ek sê, dit is regtig 'n toetsgunsteling. En dan die laaste enetjie is maar net een wat ons al gedoen het. So ek gaan hom net die eerste stapie vir jou doen, om te sê, ek kan sien, okay, hier werk ek met 'n sin en 'n kos, wat heeltemal apart is van mekaar. So, daar's nie kwadrate nie, daar's niks anders wat ek kan doen nie. Nou kan ek gaan werk weer, om te sê, ek gaan deel met 'n kos, want my hoekies is dieselfde. So, vir hierdie, sit ek my sin en my kos aan die een kant van die is gelyk aan, ek vat my 4 oor, my 4 kos theta, en nou gaan deel ek met 'n kos. Okay, dan kry ek 3 tan theta is gelyk aan 4 en daar is my vergelyking. En nou behoort julle al hierdie van hier af te kan doen om te sê, ek sê dit is 4 op 3 en voilà. Kry my verwysingshoek, gebruik my kaasdiagram en dan gaan skryf jy daai dude 2 keer neer en dan het ons my antwoord. Laaste enetjie van tipe 5 is as hulle vir my ietsie soos dit gee, ons het nou al so tipe iets gedoen, om te sê, okay, wel, hier is 'n kos kwadraat en hier het ek 'n sin x en 'n kos x, so ek is nie seker wat om daarmee te doen nie. So wat ek sal gaan doen, jy gaan sukkel met 'n algemene faktor. Wanneer daar 'n 1 was, as hulle vir my nou nog gesê het hierso plus 1, yes, ons love dit, want dan kan ek my 1 gaan verander in 'n sin kwadraat plus kos kwadraat, en dan gaan ek iets actually daarmee kan doen. Maar ons het nou 'n voorbeeld van dit gedoen. In hierdie geval gaan ons nie dit kan doen nie. So, wat ons nou gaan doen, is ons dink, okay, kom ons kyk gou wat gebeur. As ek gaan sê 2 sin x, cos x, minus my kos kwadraat. So kom ons kyk gou as ek eers gou 'n algemene faktor gaan uithaal. My algemene faktor in hierdie geval is 'n cos x, wat oorbly is 'n 2 sin x minus 'n cos x is gelyk aan 0. Okay, so hierdie is so net 'n bietjie kombinasie weer. Dis weer soos wat ons het al sulkes gedoen. Om te sê, okay, dit sê vir my, daai enetjie is 0, so die cos x is gelyk aan 0, of daai is gelyk aan 0. Die 2 sin x minus cos x is gelyk aan 0. Okay. Ons het al cos x is gelyk aan 0 vroeër in die video gedoen, so dan gaan skryf jy net jou 2 goedjies daar neer. Volgende een kan ek weer sien, okay, ek het 'n sin x en 'n cos x, gaan skryf hulle aan weerskante, gaan deel met die kos. So dis wanneer jy gaan deel met 'n kos, dan kry ek 'n 2 tan x is gelyk aan 1 en dan kry ek tan x is gelyk aan 1 op 2 en ons het hom ook al gedoen. Dan gaan jy weer jou 2 antwoorde kry. Okay, en dit is hoe ons die algemene oplossing doen.